Afriforum se dink of sing span is vandag by Hoërskool Vryheidsburg vir die eerste streeks uitdin vir 2024. Ons het twee finale debatte, een vir die junior kategorie, een vir die senior kategorie wat op die plaas wil. Die twee spanne vir die junior kategorie is Vryheidsburg 1 en Vryheidsburg 2. Hulle onderwerp vir vandag is: sport is die beste instrument om mense te verenig. Die inleidende span sê sport is die beste instrument om mense te verenig. Die opponerende span sê sport is nie die beste instrument om mense te verenig nie. Geagte voorsitter, opponente, dames en here en beoordelaars. Ons is vir die onderwerp en sê sport is die beste manier om mense te verenig. Ons interpreteer dit as volg. Sport is die fisieke dekspel wat jy saam met meerdere mense beoefen. Instrument word gebruik as manier en verenig is om saam te voeg. Ons gaan julle oortuig deur my volgende sprekers. Spreker 2, Jemima, gaan praat oor hoe sport verskillende mense saambring. Spreker 3, Janie, gaan praat oor hoe sport kommunikasievaardighede verbeter. Maar eerstens gaan ek, Manet, praat oor hoe sport spanwerk bevorder. Sport bestaan uit individuele en spansport. Spansport leer jou verskeie vaardighede aan wat jy nie in die klaskamer sou aanleer nie. Byvoorbeeld spanwerk. Jy leer om met ander mense te werk, kommunikeer, te aanvaar. Jy leer ook baie nuwe vriende wat jy lewenslang sal hou. Dus is sport die beste manier om mense te verenig. Geagte voorsitter, dames, here, my opponente en my medesprekers. Sport is nie die beste instrument om mense te verenig nie. Ek sal my toespraak as volg aan julle voordoen, ek weet nie. Eerstens sal ek die onderwerp ontleed. Daarna sal ek op spreker 1 reageer. Ek sal dan my medesprekers aan julle voorstel en daarna sal ek begin met my eie toespraak. Ons ontleed sport as sporte wat fisiese deelname benodig, die instrument as die metode en verenig om saam te staan as een. So ons stem saam met julle ontleding. Opponent of spreker 1. Jy het gesê dat sport individueel is of 'n spansport is. Maar mense word dan juis geskei met hierdie spanne. Daar is 'n A-span of 'n B-span of 'n C-span en hierdie is die enigste mense waarmee jy te doen kry. My naam is Therese Otto en ek gaan praat oor die vlak van vermoëns wat ons skei in die sportgebied. Luca, ons tweede spreker, sal praat oor hoe dit stres en angs sal verhoog. En Michaela sal vir ons praat oor hoe ander metodes presies hierdie kan doen. Hoe kan mense volgens hulle talente of vlakke van vermoëns onderskei word? Net omdat ek nie A-span netbal speel nie, maak my nie minderwaardig nie. Ons glo dat hierdie spanne of vlakke meer onderskeid tussen mense maak, as wat dit vereniging sal bevorder. Dankie. Geagte voorsitter, beoordelaars, dames, here en opponente. Opponent, jy het nou gesê dat mense se vlak van vermoëns hulle onderskei, maar dis egter juis waar mense mekaar kan help en opbou. Sport is die heel beste instrument om mense te verenig, want dit bring verskillende mense bymekaar. Mense van verskillende rasse en tale. Dikwels moet mense wat glad nie dieselfde is nie, saamwerk in 'n span. Wie sou nou ooit dink dat Faf en Siya Kolisi saam sou werk om die rugby wêreldbeker te wen? Dis twee mense met verskillende rasse, tale en beslis ook verskillende lengtes. Maar hulle het dit reg gekry om saam te werk. Dames, here, medesprekers en beoordelaars, ek sal my toespraak op die volgende manier uitlê. Ek sal my standpunt lewer, reageer op wat spreker 1 gesê het. My toespraak lewer is opsomming bied van wat my medesprekers gesê het en my standpunt weer lewer. Sport is nie die beste instrument om mense te verenig nie. Spreker 1, jy het gesê dat sport mense kan help om bande op te bou of om vriendskappe te maak. Ek stem juis nie saam nie. Ek voel dat dit die teenoorgestelde uitwerking het.
Sport is 'n baie kompeterende ding en baie spelers sukkel met die feit dat hulle glo dat hulle nie goed genoeg is nie of dat hulle spanmaats in die steek sal laat. Baie mense glo dat hulle nie die vermoëns het om tot die beste te speel of om hulle skool enigiets te baat nie. En daar is baie kompetisie en baie oefening en ander spelers wat ook probeer om bo uit te kom. Byvoorbeeld, baie spelers moet almal moet kompeteer om by die topspanne uit te kom en baie kinders voel baie minderwaardig of asof hulle nie goed genoeg is nie as hulle nie A-span haal nie. Dis glo ons vas dat sport nie die beste instrument is om bande tussen mense te bou nie. Geagte voorsitter, opponent, beoordelaars, dames en here. Opponent, jy het nou gesê dat as jy 'n kompetisie speel, maak dit jou skuldig voel as jou span verloor het, want jy voel dalk jy het iets verkeerd gedoen. Maar dit help jou om te leer om te wen en te verloor te hanteer. Dit kan jou help eendag as jy werk het om teleurstellings en gelukke te hanteer. Kommunikasie en sosialisering leer jou ook om vaardighede om met mense te werk en om hulle ook te verstaan van wat hulle sê. Dit leer jou ook om na ander te luister, om te probeer saamstem oor ietsie wat julle oor verskil. Dit leer jou om saam as 'n span te werk, sodat julle nie foute maak op die veld of baan of waaroor jy speel nie. Dit leer jou ook om met ander te kommunikeer, sodat julle kan verduidelik wat die beste manier is om die spel te speel, sodat julle kan goed saamwerk as 'n span. En daarom is sport die beste instrument om mense te verenig. Geagte dames, heres, beoordelaars en opponente, sport is nie die beste instrument om mense te verenig nie. Opponent, jy het gesê dat sport jou leer om meer te kommunikeer, maar al wat jy sê regtig is, ek's oop, pas vir my. Wat anders moet jy regtig sê? Ek het eers gereageer op my opponent, dan gaan ek my standpunt lewer en dan 'n samevatting doen van my opponent se standpunte. Ek staan hier en Adam blameer vir Eva en Eva blameer die slang. Nes my medespreker gesê het sport baie kompetisie, maar daar is verskeie maniere om te verenig waar daar nie kompetisie is nie. Ons is op die oomblik besig om met mekaar te verenig deur debat te doen en ons verenig deur mekaar se opinies. Daar is ook verskeie kultuuraktiwiteite wat mense kan verenig. Byvoorbeeld drama waar jy saam 'n opvoering doen. Jy berei ook saam voor. Dries het gepraat oor die vlak van vermoëns, Luca het gepraat oor hoe sport kompeterend kan wees en ek het gepraat oor ander maniere om te verenig te word. Dus glo ons vas dat sport nie die enigste instrument is om te verenig nie. Baie dankie. Ons gaan nou begin met so 7 minute debatgesprek en ons gee eers die geleentheid vir die opponerende span om 'n vraag te stel aan die inleidende span. Julle tyd wat gaan nie. Spreker 2. Jy het op my gereageer en gesê dat mense op vlakke en vermoëns onderskei word, juis hulle verenig. Ek het 'n vriendin wat in 'n span speel waarin sy geen leerders van haar portiergroep het. Sy voel elke oefening uitgesluit en sy voel nie juis asof dit hulle verenig nie, want niemand wil met haar praat nie, want hulle is in dieselfde graad nie. Hoe verwag julle dat sulke negatiewe gevoelens van uitsluiting haar verenig en as deel van die span sal laat voel? Ek dink in sulke kompeterende omgewings waar mense onder baie hoë druk moet speel, het mense geen keuse as om saam te werk nie, en dit verenig hulle juis. En in jou werkomgewing gaan daar eendag wees waar jy dalk uitgesluit voel. So dis berei sport jou voor eendag vir jou werksomgewing. Opponent, hierdie vaardighede kan baie goed, net soos spreker 3 gesê het, aangeleer word deur ander metodes. Dan eendag in jou werk, so net die hockey of netbal, daar is kompeterende mense wat speel, maar jy gaan meer oor kommunikasie en daar's ander maniere, net spreker 1 gesê, en jy gaan nie noodwendig hockey speel of netbal, cricket of rugby of swem nie. Opponent, maar stem julle saam dat as jy in 'n omgewing onder hoë druk is en in 'n kompeterende omgewing is, dat jy geen keuse het as om saam te werk nie.
en dat dit jou kan veredig. Opponent, dit is moontlik, maar heeltemal die teenoorgestelde is ook 'n groot moontlikheid. Hierdie stres en angs waarin hulle self bevind met hierdie kompeterende omgewing waarin hulle is, laat die mense juist teen mekaar draai. Dis wat Luca ook gesê het, dat laat jou stresvlakke verhoog en daarom kan jy baie makliker uitbarsting hê waarin jy iets lelik sê vir die ander persoon en dan word hulle ook nou nie juist verenig nie. Spreek ek net buitenaas by wat ek sê, jy het gesê sport kan bande bou. Ja, as almal meeding vir 'n plek in die eerste span of al die A-spanne, en as almal veg om bo uit te kom, hoe kan dit nou regtig vriendskappe bevorder? Ek bedoel, as jy 'n vriendskap, gaan jy regtig jou vriendskap met iemand kies bo oor 'n plek in die A-span, en gaan jy regtig nog steeds vriende kan wees met daai persoon as jy die posisie gekry het en hulle het dit nie gekry. Opponent, ons praat van goeie kompetisie. So 'n goeie kompetisie is waar jy iemand het wat jou motiveer. So jy kompeteer teen hulle, maar is goeie kompetisie, hulle word niks leliks gesê nie. En sport in jou span, jy spandeer elke dag saam met hulle, wel meeste van die tyd by oefening. So dis sal jy 'n vriendskap bou, en daardie vriendskappe sal jy dan motiveer, en dan sal julle nie dat mekaar voel dat julle minder waardig is nie. Opponent, julle het sport ontleed as dieselfde ontleding as ons, en dit kom neer op die fisiese deelname aan 'n sport. Dit was nooit 'n grens gestel dat slegs positiewe deelname is nie. Dis hoekom ons sê dat sport nie die beste instrument is nie. So ons sê, omdat daar die ekstra stresvlakke en hierdie verskriklike angs wat kan ontwikkel tydens sport, omdat dit ook 'n faktor is, sê ons dat dit nie die beste instrument is nie. Ons voel hierdie sal selfs 'n beter instrument wees om mense te laat verenig. En jy kan ook in individuele kultuuraktiwiteite, nie net sport, kan jy ook leer om wen en verloor. En jou ouers kan jou aanmoedig, jou ondersteun as jy gewen of verloor. Okay, maar ons praat nie nou oor wen. Kom ons fokus net op spanwerk en spansport. Ja. Want as jy saam as 'n span wen, dan kan jy saam dit vier en dit bring mense bymekaar. En ja, ouers kan jou ook ondersteun as jy sport speel. Dis dit net by die kultuuraktiwiteite. Excuse, ek voel jy sit baie vas op wen en verloor, maar jy kan nie net altyd wen, jy kan verloor nie. Ja. Daar's ander redes. Ons wil hier oor hoe die sport fisies jou verenig, want hoe verenig nie net wen en verloor nie, maar terwyl jy op die veld besig is, of op die astro, of die baan, hoe verenig dit mens? Want het is nie net wen en verloor. Maar op net ons net nou wegbeweeg van nie wen en verloor. My spreker 2 het 'n vraag wat sy graag gevra. So, ek kom terug by dit, hoe kan mededinging tussen portiergroepe of selfs enige speler wat in dieselfde posisie as span is, hoe kan mededinging bande bou? Want ja, dit brei net uit bietjie op dit, want ek verstaan nie regtig hoe as mense die hele tyd nie beklei teen mekaar nie, maar as mense die hele tyd kompeteer teen mekaar en die beste team is, hoe kan dit bande bou? Hoe kan enigiets positief daai kom? So, nie alle sport is so kompeterend nie. En mense maak, byvoorbeeld wanneer hulle oefen vir die sport, dan maak hulle baie nuwe vriende of vriendinne, en hulle ontmoet mense wat dieselfde belangstellings as hulle het, wanneer hulle daardie sport oefen, en ek self maak verskillende baie vriende by soos my oefening vir sport. Dis juist die plek waar mens vriende kan maak en waar mens nuwe mense kan ontmoet. En dan as mens saam met hulle speel, dan verenig dit 'n mens. Ja, maar ek kan nie ook sê, byvoorbeeld ek speel self spansport, en ek weet daar is 'n kwessie in ons span waar meerderheid van die span, soos in 'n netbalspan is daar 7 kinders, waar sê 6 kinders beste vriende sal wees, en dan sal daai laaste persoon in die span baie uitgesluit en emosioneel voel. Baie dankie, dit is die einde van ons vierde debat. Okay, sien jy reg vir die senior debat. Die eerste span is Brandwag 1, en die tweede span is Pearson 2. Die onderwerp vandag is toerismeontwikkeling, bevoordeel Suid-Afrika se omgewing en plaaslike gemeenskappe. Die inleidende span sê toerismeontwikkeling bevoordeel Suid-Afrika se omgewing en plaaslike gemeenskappe. Die opponerende span sê toerismeontwikkeling bevoordeel nie, of jy kan sê benadeel, Suid-Afrika se omgewing en plaaslike gemeenskappe. Suid-Afrika is 'n land wat met die wêreld gedeel moet word. Berge, strande
en stede wat alles van die beste is. Geagte voorsitter, dames en here. Ek is spreker 1 van die inleidende span en ek en my spanmaats is oortuig dat toerismeontwikkeling Suid-Afrika se omgewing en plaaslike gemeenskappe bevoordeel. Ek struktureer my toespraak soos volg. Eerstens gaan ek elkeen van my spanmaats se argumente noem, daarna my eie argument uitbrei en laastens opsom en afsluit. Ek gaan sê dat toerismeontwikkeling ekonomiese groei bied wat ons omgewings en ons plaaslike gemeenskappe bevoordeel. Ilana gaan oortuig dat toerisme 'n lig plaas op ons omgewing en ekonomiese ontwikkeling. En Anke gaan sê dat ons omgewings beter onderhou kan word as toerismeontwikkeling plaasvind. Toerisme is iets wat elke dag in Suid-Afrika bevorder moet word. Dit is nodig vir ekonomiese groei en vir alledaagse welvaart. Daar word benodig dat fokus geplaas word op toerisme om die ontwikkeling te verseker in ons gemeenskappe en in ons omgewings. Ek sluit af. Toerisme is broodnodig en die ontwikkeling daarvan is belangrik vir ons omgewings, vir ons mense, vir ons land. Geagte dames, here, beoordelaars en opponente. Ons sê beslis dat toerismeontwikkeling bevoordeel nie Suid-Afrika se omgewing en gemeenskap nie. Ek sal dit eers ontleed. Dit kan nie die omgewing en gemeenskap bevoordeel nie as gevolg van verskeie redes. Ek sal eers my spanmaat se argumente noem. Toerisme kan die land se diere bedreig. En my tweede opponent sê dat baie buitelandse produkte kan ook veroorsaak dat die land ondertoe lê. My argument is, daar kan baie gevare deurbring deur toerisme van buitelande. Ons plaaslike gemeenskap kan daar ondertoe lê omrede van produkte van buite af binne gebring word. Dit kan nie net ons produkte en ons veiligheid benadeel nie, maar as ook ons nasie. Voorsitter, dames en here, my naam is Ilana de Villiers, spreker 2 van die inleidende span. My argument is dat toerisme ontwikkeling bevoordeel, ons omgewing en plaaslike gemeenskap bevoordeel, aangesien dit 'n lig op 'n plaas. Ons almal weet dat toerisme kom na Suid-Afrika om ons pragtige omgewing te kyk, van Addo tot ons Drakensberge. Wanneer die toerisme soveel meer raak in Suid-Afrika, plaas dit 'n lig aan ons lieflike omgewing. So, wanneer die toeriste terug na hulle lande keer en vir 'n familie en vriende sê, ek was in Suid-Afrika, dit was lieflik, sal almal hulle geld bestee in ons land. So ten slotte, meer geld lei na 'n goeie plaaslike omgewing, aangesien meer geld bestee word en meer aandag word geskep aan ons omgewing. Dankie. Geagte beoordelaars, gehoor en mede-debatteerders. My naam is Hailey Botha en ek en my span voel dat toerismeontwikkeling Suid-Afrika se omgewing en plaaslike gemeenskap benadeel. Ons as Suid-Afrikaners werk hard in ons plaaslike gemeenskappe om produkte te maak wat uniek is aan ons land en kulture. Wanneer toeriste van ander lande af inkom, verloor ons daardie produkte wat na in ons harte lê. Buitelanders neig ook om ons omgewing te beskadig, omdat hulle dink hulle kan rommel strooi hier in ons land en omgewing wat ons probeer bewaar. Dit geld ook vir die voer van ape en bobbejane langs nasionale paaie wat onwettig is, wat hulle nie in ag neem nie. Ja, ons geld word meer as ons daardie produkte verkoop, maar wat van die bloed, sweet en trane wat ons werknemers in hulle harde werk sit? Dankie. Geagte voorsitter, dames en here. Ek is Anke Rousseau, spreker 3 van die inleidende span. Verbeel 'n wêreld waar jy permanent 'n masker moet dra as gevolg van al die stof buite. Dis beslis nie 'n wêreld waarin ek wil woon nie. Ek en my medespanmaats stemde saam dat toerisme 'n positiewe impak op die omgewing en plaaslike gemeenskap het. Een van Suid-Afrika se grootste toeristelike aantreklikhede is die omgewing en plaaslike dorpe, soos New Bethesda of Kirstenboschtuine in die Kaap. Omdat daar reeds soveel druk op ons ekonomie is, help hierdie ons ekonomie, soos spreker 1 gesê het. Omdat die regering weet dat dit een van die belangrikste inkomstes vir Suid-Afrika is, sal daar dus van die regering se kant af
meer aandag aan die omgewing gegee word. Hierdie is als te danke aan toerisme. Ek spreek spreker 2 van die opponerende span aan. Wat het die invoer van produkte met die omgewing en plaaslike gemeenskappe te doen? Want buitelanders mag nie besighede in Suid-Afrika begin om buitelandse produkte te verkoop nie. Dit is onwettig. Geagte voorsitter, opponente, dames en here, ek is Marnay Koen en ek gaan u ten volle oortuig dat toerismeontwikkeling nie Suid-Afrika se omgewing en plaaslike omgewing bevoordeel nie. My toespraak lyk soos volg. Ek sal eers my standpunt lewer. Daarna sal ek reageer op spreker 1 en spreker 2 se toespraak en daarna sal ek afsluit. My standpunt volg. Hoi, kyk daar hardloop 'n bok. Hier is 'n geleentheid om geld te maak. Kom ons laat toeriste ons kosbare diere jag of selfs ons inheemse plante kom vernietig. Ons benadeel egter ons omgewing en plaaslike omgewing deur toerisme bevordering. Ons diere word uit hulle habitatte geneem en selfs gejag vir buitelandse vermaak. Spreker 1. Jy het gesê dat ons die land met die beste van alles. Hoekom sal ons dan hierdie dinge vir ander lande beskikbaar wil stel sodat hulle dit kan vernietig? Hoekom kan ons dit nie gebruik vir ons eie vermaak nie? Ons is dan egter burgers van hierdie land. Spreker 2. Toerisme bevorder wel die ekonomie, maar dit bevoordeel nie ons omgewing en ons plaaslike omgewing nie. Dankie. Baie dankie, ons gee nou geleentheid vir die 7 minute debatgesprek om te begin. Julle kan begin. Spreker 3, jy het in jou toespraak gesê dat jy nie graag in 'n land wil woon waar jy moet maskers dra as gevolg van ongesonde lug nie. Maar hoe meer buitelanders inkom, hoe meer motors is daar op die pad, hoe meer goedere moet daar geproduseer word om aan hulle behoeftes te voorsien. En daai produsering van daai goedere en die gasse van die motors is skadelike gasse wat vrygestel word in ons pragtige land. So op die ou einde, hoe meer dit gebeur, hoe meer gaan ons geneig word om eventueel maskers te dra. Okay, so de frontie sal betref toeriste inkom nie. Dit het nie invloed op die hoeveelheid motors nie. Ons almal ry daagliks met motors werk toe. Ons is nie so bevorderd soos, kom ons sê, Italië, waar Venetië mens in gondolas, soos hulle dit noem, kan rondry nie. So, daai klein hoeveelheid motors wat ons gaan gebruik, dit gaan nie 'n groot impak hê op die lug nie. Ek stem saam met jou dat ons elke dag, daagliks, ons eie motors ry om by ons bestemmings te kom, maar hoe meer buitelanders inkom, hulle het ook vervoer nodig. So hulle gaan ook motors huur of iewers motors kry om by hulle bestemmings uit te kom. En ja, dit het dalk nie 'n dadelike impak op ons omgewing nie, maar stelselmatig gaan dit meer en meer begin opbou na 'n negatiewe impak. Ook baie gesê, as ons nie toeriste kry in Suid-Afrika nie, gaan hierdie, kom ons sê byvoorbeeld die kuswoestyne nie so mooi na gekyk word nie, want hoekom die kuswoestyne is daar vir toeriste om dit te besoek. En die kuswoestyne het natuurlik baie bome, gras, al hierdie goed fotosinteer wat die koolstofdioksied in ons lug minder maak. En as toeriste nie daartoe gaan nie, gaan dit nie na gekyk word nie en gaan dit dan ook stelselmatig ons lug slegter maak. En ek wil net sê, een van julle het gesê, buitelandse produkte wat verkoop word is onwettig. Maar daar word daagliks uitlanders in ons land ingebring en veroorsaak dit nie druk op die ekonomie nie. Hoe veroorsaak dit druk op die ekonomie? Dit veroorsaak druk op die ekonomie en ons land as geheel, want omrede dit word oorbevolk. Oorbevolking vind plaas en ek meen ons het 'n waterskaarste, so dit veroorsaak dat ons ook nie meer baie water het nie, nie net omrede soos dit uitlanders skuld is nie, maar hulle veroorsaak ook 'n groot gedeelte dat ons ekonomie ook swaar kry. Spreker 1, hoe word dit oorbevolk? Hulle is toeriste. Ja, Hulle keer terug na hulle land toe. Ek wil ook net bylas, net om te sê van, jy het gesê dat toerisme, jy het gesê toerisme bedreig die diere van ons land.
wat die omgewing is en ons vind baie keer diere in plaaslike gemeenskappe en wildsreservate. Maar hoe sal toerisme dit bedreig, die diere bedreig as dit eintlik half meer dit bevorder, want daar word kennis geskep oor diere, fondse kan gemaak word om dalk diere rehabilitasiesentrums te skep en so aan. So hoe bedreig dit eintlik die veiligheid van ons diere? Dit word bedreig van omrede nie alle toeriste, ja, hulle kom in ons land en hulle het soms voordele, maar ook nie altyd nie. Ek meen, as sê nou maar byvoorbeeld medikasie wat daar geskep word, kan ook 'n groot nadeel daarna toe lei, want omrede mense maak diere dood vir medikasie en ek meen buitelanders veroorsaak dit ook. Ek meen kyk byvoorbeeld China gebruik hulle die renosters se horing as medikasie en in Suid-Afrika kom renosters voor. Ek het 'n vraag. In die verlede met die vraag in 'n voorbeeld vir my antwoord. Kan jy vir my 'n voorbeeld gee van hoe byvoorbeeld hoe bevoordeel toerisme ons omgewing en plaaslike omgewing? Want as ons kyk na die definisie van bevoordeel, beteken dat hulle moet iets doen wat goed is vir ons omgewing. So wat doen hulle wat goed is vir die omgewing wat ons kan sê of hulle As toeriste inkom, ek vat nou 'n voorbeeld van ek het dit self ervaar. Toe ek na 'n reservaat toe gegaan het, ek was die enigste Suid-Afrikaner daar, daar was Amerikaners daar, mense van Engeland het gekom en een ding wat reservate doen, daar's volunteering. So byvoorbeeld jy kan spekbome gaan plant. Jy kan help met die hantering van, ek wil nie nou sê diere nie, want seker diere mag jy nie. Maar ek dink die spekboom is die mees eenvoudigste voorbeeld, maar daar is talle nog wat ek kan noem. Maar ek wil dit nou akkuraat hou. En ook vir ons plaaslike gemeenskappe, baie van hierdie wildsreservate is ook byvoorbeeld 'n plaaslike gemeenskappe geleë. So en reservate is toerisme. So al hierdie goed bevorder op die eie einde bevorder dit nou plaaslike gemeenskappe en ook die omgewing wat bestaan uit ons diere en ons plante en soos ek gesê het, toerisme kan lei tot verskillende beleggings of wat ook al en verskillende werk wat hierso gedoen word om ons omgewing te beskerm en te bevorder. Okay, en is dalk 'n voorbeeld wat jy vir my kan sê as ons nou wegbreek van wildreservate en goed van dit maak ook net die omgewing in Suid-Afrika. Dit is baie ander plekke behalwe wildreservate. So is daar enige voorbeelde van dit wat jy vir my kan sal jy eers dan vir ons 'n ander voorbeeld van 'n eland nie. Jy jy het gesê Okay, so byvoorbeeld Maar as ons praat van wildreservate, dan praat ons van die natuur. En tuine, soos die tuine. Okay, so ons breek dit maar weg van natuur af, kan ons praat van hoe dalk ons winkels of ons dorpe, ons stede, hoe kan plaaslike gemeenskappe. Okay, en dan so soos ons almal weet, is Suid-Afrika se ekonomie dalk nie die sterkste nie. So toeriste wat inkom is baie keer van lande soos Europa en Amerika, want die dollar en die euro baie sterker is as die rand. So as hulle byvoorbeeld winkel toe gaan en net sê wat hulle nog nooit soos al die buitelandse produkte wat hulle nog nooit probeer het nie, gaan hulle 'n groot lot daarvan koop, want hulle gaan dit is 'n baie soos skaars kans dat hulle ooit dit sal kry. So die feit dat hulle geldeenheid ook sterker is 'n voordeel vir ons want hulle koop meer, so hulle bestee meer geld by ons. Baie dankie. Dit is die einde van ons 7 minute debatgesprek. Dis my lekker, ons sê, ons junior wenners is Frans Pier. Die senior wenners is Pearson. Sê baie geluk aan Hoërskool Pearson wat ons senior kategorie gewen het en Hoërskool Vryheidsby wat ons junior kategorie gewen het. Volg die Dink ons sing debat kompetisie vir 2024 op AfriForum TV en kyk wie is die grootste grootborrelters in Suid-Afrika.